Goeiemôre en baie welkom ook vanoggend. Dankie dat u hier is, waar ons ook van Tannie Joey gaan afskeid neem. Ek dink oggende soos hierdie is altyd vir ons moeilik, want aan die een kant wil mense vertroostende boodskap doen, maar aan die ander kant weet ons ook dat Tannie Joey, as ek nou kyk na haar foto daarbo, dat sy ook iemand van die lig was, dat sy iemand was wat lewe gevier het, wat die Here gevier het. So ons gaan vanoggend iets van haar lewe vier. Ons gaan vanoggend vier wat die Here ook deur Tannie Joey op aarde kom doen het. So dankie dat u vanoggend hier is. Dankie dat jy vanoggend deel is van hierdie oomblik en vir elkeen wat ook na die tyd aanlyn kyk, dankie dat jy ook die tyd afstaan om saam met ons Tannie Joey se lewe te vier. So ek wil sommer net voor ons begin by die begrafnisbrief en dit is vir my verskriklik mooi gedoen. So dankie ook aan elkeen wat daar betrokke was. Jy is welkom om saam met te gaan daar na die voorste bladsy toe. Ons neem dan vandag afskeid van Johanna Dorothea Greiling, of Tannie Joey, soos almal haar geken het. Dan sal jy ook sien, tussenin is daar briewe vanaf die kinders, kleinkinders, skoonseun, en meer, en elke brief is 'n getuienis van Tannie Joey se lewe. So dankie vir elkeen wat daarin ook geskryf het. Jy sal sien, die lied vir vanoggend, die oorwinningslied, en net so die skriflesing, alles is ook daar. En mag vanoggend u vertroos. Mag u vanoggend ook weet, maar die Here self is hier, en hy kom herinner ons, deur sy gees, aan wie Tannie Joey was, en aan wie sy ook nog steeds by hom is. So kom ons bid saam, en dan gaan ons daarna die oorwinningslied ook saam sing. So Vader, dankie. Dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees, Here, alhoewel dit 'n moeilike oomblik is, alhoewel dit 'n oomblik van afskeid is, Here, vier ons ook vanoggend wie Tannie Joey was, en wie sy nou by u is. Here, ons glo vanoggend dat Tannie Joey op hierdie oomblik veilig in u arms is, Here, amper soos u vir daai man gesê het aan die kruis, maar vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en vir daardie versekering sê ons vanoggend dankie, Here. Dankie dat sy by u kan wees, dankie dat sy veilig in u arms is. En Here, as ons vanoggend kom afskeid neem, wil ons elkeen hier aan u kom opdra. Here, ons wil elkeen in die familie, elke vriend, elke vriendin, vanoggend in u arms kom sit. En dankie, Here, dat u die God is wat troos. Dankie dat u die God is wat saam met ons in hierdie proses van rou is. Maar Here, vanoggend eer ons u vir die feit dat u alreeds die dood oorwin het. En vanoggend eer ons u vir die lewe van Tannie Joey. Dankie vir die oorwinning. En dankie dat sy veilig by u is. Wees saam met ons in hierdie diens, wees saam met ons ook in hierdie tyd, en ons eer u daarvoor volgend. En almal sê saam, Amen. Amen. So ek gaan vra, is welkom om te bly sit, of andersins as jy wil staan, is jy ook welkom. Maar kom ons sing vanoggend saam die oorwinningslied, en dis ook 'n getuienis van Tannie Joey se lewe. Sy het die oorwinning bereik, saam met die Here. So kom ons sing die oorwinningslied, en daarna gaan ons verder gaan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan.
Dis my weer so mooi getuienis van Tannie Joey vanoggend. En as ek so kyk na die begrafnisbrief en veral daai prentjies wat die agterkleinkinders ook geteken het. En daai woorde wat die een geskryf het, wat Klein Stein geskryf het, wat sê, liewe ouma. Dan sê dit vir my, maar sy het 'n lewe van oorwinning, sy het 'n lewe en 'n nagedagtenis wat sy vanoggend vir ons agterlaat, soos min. En mag ons dit vanoggend vier, mag ons dit vanoggend onthou. So wie 'n sterkte vir julle as familie, ons dink aan julle ook in hierdie tyd, en vir al die kinders, kleinkinders, vir Tannie ook, en ons vertrou dat die Here se vertroosting hier sal wees, en mag daai nagedagtenis aanhou, na die agterkleinkinders en selfs verder. So ek wil vanoggend raak in hierdie tema, die wedloop van oorwinning. Die wedloop van oorwinning. So ek lees vir ons saam met 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. En Paulus skryf, hy sê, Timoteus, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God, en op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En dit is vir my so mooi, want ek dink baie van ons sal dit aan die einde van ons lewe wil kan sê, maar ek het die wenstreep behaal. Ek het die oorwinnaarskroon ontvang. En dis woorde wat Paulus aan die einde van sy lewe sê. Hy sê, Timoteus, en hierdie is my laaste brief aan jou, hierdie is my laaste sinne aan jou. En teendeel het vir Timoteus al die opdragte gaan gee, en dan sê hy vir hom, Timoteus, hierdie is die laaste ding wat ek wil hê jy moet onthou. En sy laaste sinne gaan nie oor 'n bysaak nie, dit gaan oor kerndinge. Want sien, die oomblik as die mense aan die einde van jou lewe staan, as jy aan die einde van jou lewenspaadjie kom, dan hou jy jou nie meer op met bysake nie. Jy hou jou nie meer op met onbelangrikhede nie. Jy skryf en jy praat oor dit wat regtig saak maak. En dis wat ek wil uitlig in vandag se boodskap. Hierdie is wat regtig saak maak. En as ons dink aan Tannie Joey, was daar 'n paar dinge wat vir haar regtig belangrik was. En dit is vir my altyd in lyn ook met Paulus se hart. Toe ons nou dag hier in my kantoor sit en praat, en Dotta en Grietjie, was dit vir my so mooi, hoe elke staaltjie wat julle vertel het, gegaan het oor haar lewe saam met Christus. Gegaan het oor haar geloof. Gegaan het oor haar familie. Daar's sekere dinge wat vir Tannie Joey werklik saak gemaak het. En ek dink as sy soos Paulus sou kon skryf, maar Timoteus onthou hierdie dinge, of vir ons vandag onthou hierdie dinge, dan sou sy ook geskryf het, 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie wedloop afgelê. Sien, die lewe is baie keer 'n stryd. Die lewe is 'n stryd, dis 'n stryd om kos te kry, dis 'n stryd om klere te kry, om tyd te hê, om gesond te wees. Daar's hierdie stryd en 'n oorlog waarvan min mense weet, maar een van die belangrikste goed in hierdie stryd is die stryd wat ons as gelowiges het en wat Tannie Joey tot aan die einde met volharding geveg het. En dis die stryd om vas te hou aan my Here, ongeag wat rondom my gebeur. En elke getuienis wat ons hoor, is 'n getuienis van Tannie Joey wat haar geloof behou het, 'n getuienis van Tannie Joey wat haar Bybel geken het, 'n getuienis van hoop in die middel van seer, 'n getuienis van iemand wat gesê het, maar ek gaan vir julle wys en ek gaan vir julle sê hoe hierdie Jesus lyk. Sien, die lewe is 'n stryd, maar Paulus noem dit die goeie stryd. En dan moedig hy vir Timoteus aan en hy sê, Timoteus, ek wil jou aanspoor, stry die goeie stryd van geloof. En weer eens, dis 'n stryd wat Tannie Joey tot aan die einde toe gestry het. In haar liggaam, maar ook in haar gees. So Tannie Joey se lewe was hierdie uitbeelding van die karakter van Christus. Ek sal nooit vergeet nie, op haar 96ste verjaarsdag, toe ons hier gevier het in die saal, nog by Gryse Jeug, was dit vir my so mooi. Ek kom in en op daai stadium het ek nog nie regtig baie met Tannie Joey gesels nie, maar hier en daar. En soos ek nader kom nou vat sy my gesig en sy trek my nader. En in daai oomblik voel jy die liefde van 'n ouma.
Jy voel die liefde van 'n mamma. Maar terselfdertyd voel jy daai liefde van Christus, wat uit haar uitgestraal het in alle omstandighede. Tannie Joey het met haar hele wese verklaar, ek is lief vir die Here. En hier is my God. Sien jy hom raak? Volg jy hom? Het jy hom ook lief? Haar lewe was 'n getuienis van Jesus. Sy was geanker in gees en waarheid en liefde. En daarom glo ek het sy, soos Paulus sê, die wenstreep met geloof bereik. Want sien, hier is die mooi ding vir elke kind van God, vir elke gelowige, is daar hierdie wedloop wat die Here voor ons kom sit. Daar's 'n roeping wat hy in ons hande kom plaas. Daar's iets wat ons vir hom moet doen, wat ons vir hom moet bereik. En is nie net vir mense soos Paulus nie. Dis vir elkeen van ons. En net so was dit vir Tannie Joey ook. Die Here het vir haar sekere take op haar tafel gesit. Sekere roepinge in haar hande, sekere gawes waarmee sy ander moes dien. En het sy dit nie in oorgawe gedoen nie. Tannie Joey het nie teruggehou nie. Sy was nie skaam vir die naam van die Here nie. Sy was nie skaam of bang om liefde te bewys nie. Sy was nie skaam of bang om te saai in 'n ander se lewe in nie. En daarom weet ons, sy het hierdie wedloop voltooi. Sy het al haar rondes gehardloop en het met geloof gedoen. Ek dink wat Paulus vir ons wil sê is, dis nie net die begin van 'n wedloop wat saak maak nie, dis juis ook die einde daarvan, hoe ek dit voltooi, of ek dit gaan deursien. En ek dink baie keer is die dood vir ons hierdie angstige oomblik. Maar Here, wat gaan nou gebeur? Here, wat is volgende? Maar vir Tannie Joey was dit nie 'n oomblik van angs nie. Dit was 'n oomblik van Filippense 1:21, wat sê om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. 'n Ander vertaling sê om te sterwe is vir my 'n beloning. Sien, die vraag is, hoe kan die dood 'n beloning wees? Dit was vir haar 'n beloning, want sy sien nou haar Jesus. Sy sien nou haar Here. En ek dink so vanoggend, ek kan amper in my geestesoog sien, hoe Tannie Joey daar saam met Esther in die paleis van die hemel in die tuin gaan rondstap. Ek kan amper sien hoe sy high tea hou saam met die disippels. En hoe sy sê, maar Petrus, daai teetjie is bietjie koud, man. Ek kan amper sien hoe stap sy saam met Moses in die koringlande. En sê sy, ag Moses, ag nee man, wat so onkruid is daai? Trek hom uit. Ek kan sien hoe stap sy na die kinders toe, wat in die hemel nog nie 'n pappa of 'n mamma het nie. En hoe gee sy liefde? Ek kan sien hoe leef sy iets van haar Here uit en hoe aanbid sy saam met die engele wat sing, heilig, heilig, heilig. Want dis haar hart. Dis wie sy was en dis wie sy nou by die Here is. So vir Tannie Joey was die dood 'n oomblik van verligting. Uiteindelik sien ek my Here. En ek wil hê elkeen moet vanoggend weet, Tannie Joey is nie dood nie. Sy lewe meer as ooit. En eendag sal ons haar weer sien, eendag sal ons weer tyd saam met haar spandeer, maar sy vier nou fees saam met die Here, sy vier fees saam met die engele. En ek dink vandag sit ons hier, omdat sy haar wedloop voltooi het, omdat sy die wenstreep bereik het. En vir ons is dit moeilik. Dit is moeilik om agter te bly. Maar Tannie Joey is veilig in die Here se hande. En eendag gaan ons haar weer sien. En eendag gaan ons weer saam uit te hou. En eendag gaan ons weer saam met haar deur daai tuine stap. Sien, Tannie Joey was die uitbeelding van 'n Spreuke 31 vrou. Ons lees eintlik al in Spreuke 12 van hierdie Spreuke 31 vrou, in Spreuke 12 vers 4, wat sê dat die deegsame vrou hou die kroon op haar man se kop. Maar wat vir my so mooi is van Tannie Joey, is dat sy in die gees nie net die kroon op haar man se kop gehou het op 'n stadium nie, maar op haar kinders se kop, op haar familie se kop.
Sy het die kroon gehou op elkeen wat rondom haar was se lewe. Sy het hierdie manier gehad om jou te laat voel soos die koninklike van God, wat hy jou geskep het om te wees. En dit was die gawe van Tannie Joey. Sy kon jou in 'n vertrek laat voel, soos daai persoon wat jy veronderstel was om te wees en die kroon op jou kop terugsit, om bietjie afstof as sy afgeval het. En daarom getuig Spreuke 31 van haar, en ek lees vir ons saam, vanaf vers 25. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. En dit het julle as familie ook getuig. Dinge loop skeef, maar Tannie Joey hou aan. Dinge lyk moeilik, maar Tannie Joey hou geloof. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding, en lui is sy nie. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. En ek dink wat ons vandag sien, is dat nie net haar kinders haar prys nie, maar elkeen wat hier is. En net so haar kleinkinders, haar agterkleinkinders wat sê, maar lief vir ouma. Is dit nie mooi nie? Dis 'n legacy. Dis 'n nagedagtenis. Verder gaan hy vers 29. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. En vandag kan ons sê, dankie Tannie Joey, het hulle almal oortref. Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. En dis hoekom ons vanoggend hierdie geleentheid het, want Tannie Joey het die Here gedien. En ek wil vir jou sê, vandag dien sy hom selfs meer. En daarom mag ons haar prys. Vers 31, gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Tannie Joey verdien om geprys te word. En meer as dit, die oorwinnaarskroon kom haar toe. Inteendeel, haar werk, haar hart, haar geloof sal haar roem wees in die stadspoorte. Die vraag is, wat is die stadspoorte? Die stadspoorte is nie net die poorte van Jerusalem op aarde nie, maar is ook die stadspoorte van die nuwe Jerusalem in die hemel waar God woon. En daar is sy ingewag. En daar staan sy regop, vol pragt en vol roem. Want haar lewe en haar getuienis was van ons Here. En die stadspoorte sal aanhou getuig. Ek sien amper in my geestesoog hoe sy in hierdie stadspoorte instap. En hoe daar hierdie man na hom te kom wat lyk soos Jesus. En hoe Jesus vir haar sê, maar welkom tuis my kind. Jy is hier. Jy is veilig. En dan hierdie woorde, en jy is vol roem. Ek weet ons het baie keer ons eie herinnering van iemand. Maar Spreuke 31 is vir my so mooi beeld van wie Tannie Joey was. En ons baie stalkies, maar sy was en sy is baie geliefd. En dalk het ons nie so baie tyd met haar spandeer as wat ons wou nie, maar elke herinnering sal voortleef van haar lewe. Onthou Johannes 14:26 sê hierdie, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die woord sê, ons mag hom nie vergeet nie. Ons moet juis onthou en die Gees, soos wat hy ons herinner aan Christus, gaan ons herinner aan hierdie deegsame vrou van geloof, Tannie Joey Greiling. En ons mag haar nie vergeet nie. Ons altyd verlore kanse, verlore tye. Maar eendag gaan ons weer saam kuier. Vir nou vier ons saam met haar, want sy stap as 'n Spreuke 31 vrou in die stadspoorte van die hemel rond. En mag ons dit onthou, en mag ons haar so onthou,
Sien, Tannie Joey het verstaan wat Paulus gesê het, toe hy gesê het, maar dit gaan nie hier oor geloof verkry nie, maar oor geloof behou, oor hoop behou, en sy het dit uitgeleef, sy het vasgehou aan die Here, sy het vasgehou aan daai geloof wat sê, maar die Here Jesus Christus is my verlosser, hy het vir my gesterf, hy het vir my die ewige lewe gegee, en al sien ek dit nie nou nie, ek glo dit, al voel ek dit nie in my liggaam nie, ek weet dit, en ek gaan nie laat gaan van my Here nie. Ek weet die wedloop is vandag taai, die stryd is vandag moeilik, en ek dink veral vir julle as familie ook. Vandag is 'n moeilike dag. Ek dink baie keer op dae soos hierdie lyk, geloof maar nutteloos, dan wonder 'n mens, maar Here, wat is die punt van dit alles? Paulus self sit op 'n stadium in 'n tronk, en hy word eintlik vervolg, ten spyte daarvan dat hy die geloof gehad het, ten spyte daarvan dat hy vasgehou het aan die Here, sit hy in die dode sel, en hy wag vir teregstelling. Dit is nie maklik om geloof te hou op sulke dae nie. Maar ten spyte daarvan, is daar 'n ewige lewe wat wag. Ten spyte daarvan, kan ons hoop op die Here. Ten spyte daarvan, is daar hierdie plek wat hy vir ons gaan gereed maak, hierdie plek wat hy voorberei het, en as ons vas kan hou aan hom, ten spyte van die stryd waarin ons is, gaan ons Tannie Joey eendag weer sien. Dis vir eintlik so mooi, baie keer in die aand, en ek het hierdie al 'n paar keer vertel, baie keer in die aand sal ons kinders uitroep, as dit donker raak en koud raak, dan hoor ons die kleintjie wat skree, en dan sal hy sê, papa, papa. En jou eerste instink is om op te staan, en jou hart loop na hom toe. En baie keer tel ek hom op, en dan as hy veilig in my arms, en ek dra hom na ons kamer toe, en ek sit hom saggies in ons bed neer. En in my geestesoog sien ek amper hoe dieselfde gebeur het met Tannie Joey, die dag wat sy oorlede is. In daai oomblik het iets in haar gees uitgeroep, papa, papa. En ek sien amper hoe kom die Vader, en hy kom tel haar gees op, en hy vat haar na sy eie woonplek, en hy sê, maar papa is hier, en jy's veilig, en jy's veilig. Sy het die goeie stryd gestry, sy het die wedloop voleindig, sy het die geloof behou, en hierdie dinge moet ons onthou. En saam met dit, sy was 'n deegsame vrou, wat die stadspoorte van die hemel ingehardloop het. En ons sal aanhou getuig daarvan oor haar. Die vraag is, wat gaan hulle oor ons sê? As ons moeg raak vir die moeite, as ons moeg raak vir die lewe, as ons op 'n plek kom waar die vereistes van alles rondom ons te veel raak, gaan daai getuienis dieselfde wees oor ons, gaan daai getuienis ook wees, maar hulle het vasgehou aan die Here, en soos Tannie Joey die oorwinnaarskroon gekry. Ek wil jy moet gou 'n oomblik vat, en daar waar jy is, maak gou 2 oë, maak gou 2 oë. Vat gou 'n oomblik, en dink aan daai een interaksie, daai een woord, daai een drukkie, daai een oproep. En vra vir die Here om jou konstant te herinner hierna. Sê net, dankie Here. Dankie Here dat ek Tannie Joey kon ken. Dalk is sy vir jou mamma, dalk is sy vir jou sussie, dalk is sy vir jou ouma, dalk vriendin. Dink aan 'n oomblik wat jy saam met haar gehad het. Sien haar glimlag. Voel die warmte van haar hande. En sê net gou vir die Here dankie. Die een ding wat ons vanoggend weet, jy kan sommer jou oë toe hou, is dat sy veilig by die Here is. Sy was en is 'n Spreuke 31 vrou.
sy het die stadspoorte van die hemel ingewandel, en sy is veilig by die Vader. En die een sin waarvan haar lewe gaan aanhou getuig is, ek het die geloof behou. En nou sien ek my Here. Dis wat saak maak. Dis wat ewig saak maak. En dis die getuienis van haar lewe. Sy het die stadspoorte ingestap. En eendag sal ons haar weer sien. En mag dit vir jou ook so wees. Pieter gaan vir ons voortgaan met 'n lied. Jy is welkom net so te sit en te luister. En mag hierdie ook vanoggend jou gees en jou hart bedien. Dankie Pieter. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known.
So mag ons dit ook onthou vandag. Tannie Joey se nuwe hoofstuk en haar lewe het begin. En eendag sal ons weer kan saam kuier, maar vir nou vier ons saam met haar. Sy stap as Spreuke 31 vrou die stadspoorte van die hemel binne. En sy is veilig by die Here. Sy is veilig in sy arms. Ons gaan hom mis en die stryd gaan groot wees in die volgende ruk. Het verlang hom ook seer, maar sy is veilig. So mag ons haar aanhou vier. Mag ons aanhou onthou wie Tannie Joey was en wie sy vandag by die Here is. Mag ons geloof hou soos sy dit gehou het. Mag ons vashou aan die Here en mag ons eendag saam met haar die stadspoorte binnestap. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend u dogter kan vier. Dankie vir Tannie Joey en haar lewe, haar hart vir u. Here, ons weet dat sy veilig is by u, Here, maar volgend is die verlange soms moeilik. En dit gaan dalk wees, ons wil vra Heilige Gees, bring vertroosting, herinner ons en elkeen hier, Here, aan wie sy is by u. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat ons vanoggend weet, sy is nie dood nie, maar sy lewe meer as ooit. Kom lig die hartseer, herinner ons, en help ons, Here, om in haar voetspore te stap. 'n Spreuke 31 vrou, wat die oorwinnaarskroon behaal het. En ons eer u daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Familie, vriende, ons gaan ook oorgaan in die huldeblyk en daarna die bedankings. So ek gaan vra, Magrietjie, as jy daar kan vorentoe kom. Dankie. Tannie Inkie, hoe sou ma nou gesit? Maak reguit daai rug, staan reg op. Hierdie is 'n gesprek met God oor Joey Greiling, 'n vrou van God en 'n voorbeeld vir ons almal. Liewe Heer, Sondag die 14 Junie het u 'n wonderlike vrou, Johanna Dorothea Greiling, of Joey soos almal haar geken het, kom al. Haar werk op aarde was voltooi. Liewe Heer, ek wil sommer 'n paar staweltjies vertel van Joey Greiling. Sy was 'n gebore koorts. En die koortse, daai is nou hardkoppige mense. Kyk, as hulle eers 'n besluit geneem het, kan jy op jou kop staan. Maar hulle verander nie daai besluit nie. En dan moet dit nou gedoen word. Ons ma was bitter baie lief vir haar mammie en pappie, soos sy hulle genoem het, en vir haar broer, oom Boet, en haar suster, Tannie Inkie. Sy het elke oomblik saam met hulle gekoester, en baie stories is vertel van hulle familie op Vleiland en die familieplaas. Die laaste paar jaar was sy baie bevoorreg om meer tyd saam met haar suster te hê en te kuier. En as die twee saam was dit gesels, tot ou nag toe. Ons is bevoorreg om die laaste koorts, Tannie Inkie, nog saam met ons te hê. Liewe Here, sê vir moeder, ons sal Tannie Inkie bystaan, waar ons kan, en ons sal haar hande vashou, en vir haar baie liefde gee. O, liewe Jesus, en dan weet ek nie of daai stadspoorte reg is vir hierdie Joey Greiling. Kyk, daar gaan haaitjies gehou moet word, en peselapies sal oral moet wees, en dit sal elke dag gebeur. En as sy te veel soetgoed eet, moenie bekommerd wees oor haar suiker nie,
want haar ore sal haar vertel, en dan drink sy maar 'n ou suikerpilletjie. Hoe wonderlik is dit nie, dat haar high-tea oomblikke, of dit by die huis of 'n winkelsentrum, of by 'n byeenkoms, juis 'n geleentheid was, waar almal bymekaar gebring is, en almal in vrede, saam gelag, gesels en soms gehuil het, terwyl die pesalapies genuttig word, en daar tee gedrink word. Sy het niks van wrywing tussen mense gehou nie, en veral nie wrywing tussen familie nie. Sy was baie lief vir mense, en veral vir die ou mensies, alhoewel sy seker die oudste was. As iemand iets gedoen het, wat sy nie van hou nie, dan het sy net so gemaak. En verder het sy niks gesê nie. Liewe Heer, sê vir moeder, ons gaan nou high-tea hou, ons stuur vir haar 'n pesalappie. Ons moeder was baie avontuurlustig. As die wiele draai, is sy in. Sy het altyd gesê sy het wanderlust. Haar ouderdom het haar nie teruggehou nie. So as u haar soek, liewe Jesus, sy het ergens 'n draaitjie gaan ry, of sy is ergens in 'n tuin, of sy kuier ergens by mense. Liewe Heer, sy bak die lekkerste melktert, sy maak die mooiste klere, sy brei en jekel die mooiste goedjies. Sy kan baie goed dans, en met haar groen vingers maak sy die mooiste blommetuin. Bokbaai vygies was haar gunsteling. En Saterdag sal die groot skerm opgeslaan moet word, of die FMP sal uitgehaal moet word, want daar sal rappie gekyk moet word. En o ja, sy was 'n onderwyseres, so moet asseblief net nie laat iemand iets verkeerd spel, of laat iemand 'n eenvoudige sommetjie met 'n sakrekenaar uitwerk nie. Maar liewe Heer, ek hoef niks van haar vir u te vertel nie, want u het haar presies gemaak na u beeld. U het haar omtrent geseën met besonderse talente. Die grootste ding wat vir my uitgestaan het van ons moeder, en waar sy 'n massiewe voorbeeld vir ons almal was, is Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hierdie is seker een van die moeilikste beginsels wat ons as mense mee sukkel. Ons moeder het 'n manier gehad om 'n grondpad in 'n teerpad te verander. Dit was net ongelooflik om te sien hoe sy totaal en al haar vertroue in God gestel het. Nie net met moeilike tye nie, maar met haar hele lewe. Indien die lewe 'n klip in haar pad gegooi het sy tot die Here gebid, dan het sy die Here gevra om haar die weg te wys. En dat hy hierdie las van haar moet wegneem en dit moet dra. Dan het sy dit in totaliteit oorgegee aan hom. Sy het elke liewe las oorwin wat in haar lewe was. Uit ons moeder se oorwinning van laste het ons die volgende geleer. God wil hê dat ons moenie probeer om die berg wat in ons pad is te dra nie. Want die berg is eenvoudig net te swaar. Hy sal ons plat druk. Ons sal gaan lê. Ons moet eerder daai berg klim. Stap vir stap. Want met elke tree is die Here jou God by jou. En hy soek juis daardie geleentheid om saam met jou te wees terwyl jy stap vir stap vorentoe gaan, sodat hy 'n geleentheid het om nader aan jou te kom en met jou te kan praat. Want die Here sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie,
Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek persoonlik dink, dis hoekom my moeder 96 jaar geleef het. Sy het elke berg stap vir stap uitgeklim. Sy het hom nie probeer dra nie, saam met haar God. Totaal en al op God geleun, terwyl sy geklim het, en baie naby, saam met hom geleef. Liewe Jesus, sê vir ons moeder, ons het gesien, en dankie, dat sy ons gewys het, dat U die weg en die waarheid is. Amen. Moeder, ons is lief vir jou. Baie dankie, Grietjie. Is dit nie mooi, hoe baie staaltjies daar is en ek is seker, dat die mense op die ou end amper nog 2 of 4 of selfs 100 boeke sou kon volskryf. So dankie vir daai. Ons gaan ook na 'n stemboodskap luister van Dotta, en dan is daar nog ene wat na dit kom, en hoor of jy daai stem ook kan herken. Dankie, Pieter. Hallo my mamma. Dit is seker die moeilikste boodskapie wat ek nog moes gee het vir jou. Ag, en nou klink ek nog soos 'n para ook, want ek is siek. Gelukkig het my stem teruggekom en kan ek daarom vir jou 'n boodskapie los. Ek wil vir jou dankie sê vir 56 mooi jare wat jy saam met my geloop het. Aan die einde van daai jare was hier maar baie moeilike dae, baie moeilike dae. Maar ek en jy kon altyd 'n manier saamgevind het om daardie dae te kan deursien met 'n glimlag. Of 'n stukkie koek saam met high tea. Of 'n blommetjie gaan plant. Of sommer net in die tuin loop sodat ons die voëls kan sien. 'n salf het ook die werk gedoen en 'n pynpilletjie. En dan was jy okay. Maar die beste van alles was, is ek kon dit saam met jou deurmaak. Al was dit moeilik. Jy was my beste mamma. Jy was my vriendin. Ek weet jy is op die perfekte plek vandag. Jy sit langs jou Here, wat jy gedien het. Die Here het jou op die aarde gesit, met 'n spesifieke opdrag. En jy het geluister en dit uitgevoer. Ek eer jou vir die ma wat jy was, die vriendin vir mense, die ouma, die voorbeeld vir almal wat vir jou kom groet vandag. Jou pad was nog altyd gesaai met blomme. En dit is hoekom ons besluit het vandag op vrolike blomme. Want dis die pad wat jy in mense se lewens geloop het, 'n blommepad. Met die mooiste kleure, die mooiste geure. Die pad self, jou lewenspad, was net sekere jare so vol slaggate en klippe. En teen afgronde moes jy waak. Steiltes moes jy op. Maar daar was nog altyd blomme langs die pad. Jy het my geleer dat dit nie saak maak hoe jou pad lyk nie. Jy moet hom stap, want dis die pad wat God vir jou gee om te loop. En jy moet God vertrou. Maar op ons lewenspad wil God hê dat ons die blomme moet raak sien, want God is in die blomme. God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Pas my mamma op.
vir haar. Dat ek baie, baie lief is vir haar. Ek het dit goed gedink om af te sluit met 'n stemboodskapie van mamma. Die laaste enetjie wat sy gegee het vir my sussie en haar 3 manne, soos sy gesê het altyd. Luister gerus daarna. Dat aan my moeder. Ons sal mekaar eendag weer sien. Baie dankie, Grietje. Ja, ek sê nog, maar lekker slaap. Hoe gaan het met staan in die eerste kwartaal? Dis seker maar, nie daar is die boeke so oortrek nie, maar dis seker maar elke dag dik van die huiswerk. Nee, lekker slaap, my kind. Julle al drietjies, en ek is baie, baie lief vir julle. En nogmaals, dankie vir die kuier. Hallo, Enkie. Ja, ek was vanoggend by die geneesheer. Moet die hoes nou, dis bronchitis, maar die, sy nog antibiotica gegee, want jy nou gee vir bronchitis, en nou, ek hoes nou minder, en die hoes is ook nie so klink nou reg. En ek voel dan ook alright, en toe was ek ons vanmiddag by die dokter van die bors, en sy is baie tevrede, en sy sê, sy het gevoel, dis baie mooi, en ek gaan nou eers in Januarie weer. So, dis baie goeie nuus. Nou ja, nou maak ons dit klaar vir môre, aand, dis Nandi se graad, kry sy mos nou graad, so ons sien nou baie daarna uit. Jy moet ook maar lekker slaap, hoe gaan dit met jou? Laat weet so 'n bietjie nuus, en alles wat mooi is, en baie, baie lief vir jou. Dag, sussie. Hoe lekker sou dit nie wees om môre aand te kon sien nie. Okay. Ons gaan 'n laaste eerbetoning aan Tannie Joey doen. Ek wil net sê, daar was baie spesiaal. Dankie Dotta, dankie. Dankie Grietjie, dankie vir julle moeite. Ons gaan 'n laaste eerbetoning doen aan Tannie Joey, en daarna gaan ons die bedankings doen. So hoe ons dit gaan doen, ons gaan vra elkeen net 'n blom ontvang. As jy nie gekry het nie, kom kry jy voor ook. Jy sal sien langs die tafel is daar nog. Ons gaan vra terwyl die musiek speel en daar foto's ook van Tannie Joey op die skerm verskyn, gaan ons vra, staan op, kom vorentoe met 'n blom of vat 'n blom hier voor en kom lê dit ook vanoggend by haar foto neer. En terwyl jy verbystap, sê vir haar 'n laaste groetwoord of enigiets wat dalk in jou hart opkom. Sê vir die Here dankie vir wie sy ook in jou lewe was. So ons gaan vra dat ons by die familie begin, en dan kan ons van daar af, kan ons basies ry vir ry opstaan vorentoe kom, dan kan jy weer jou sitplek inneem, en daarna gaan ons die bedankings doen. So jy is welkom om op te staan. Dankie Pieter, dankie vir daai. Who can find a woman of virtue and grace? Her worth is far above ruby's place. Clothed with strength, crowned with faith, she rises early, her hands never waste. Her lamp burns bright through
She laughs without fear of the days to be. Her children rise and call her blessed. Her works declare her faithfulness. A heart of wisdom, hands that serve. The virtuous woman, her praise she's earned. Oh. She opens her mouth and kindness flows. In her tongue the wisdom of heaven grows. She builds her home on truth and prayer. God's presence fills the atmosphere. She helps the poor, she loves the weak. Her spirit humble, her heart meek. She is clothed in strength, dignity, and she laughs without fear of the days to be. Her husband's heart trusts in her. Together they shine like morning stars. A heart of faith, a life that serves. The virtuous woman, her praise she's earned. Charm is deceitful, beauty may fade, but she who fears the Lord is forever made. Her fruit endures, her light won't dim. Her song of praise belongs to Him. Give her the honor her hands have sown. Let her deeds sing before His throne. She is clothed in strength and dignity, and she walks in divine serenity. Her children rise and call her blessed. Her works declare her righteousness. A vessel of grace, a heart that burns. The virtuous woman, her praise she's earned. Crowned with honor, robed in love, blessed by the favor of God above. From dawn to dusk, her soul proclaims glory to the Lord, forever His Who can find a woman of virtue and grace? Her worth is far above ruby's place. Clothed with strength, crowned with faith, she rises early, her hands never waste. Her lamp burns bright through the night, guided by love. She walks in light. She is clothed in strength and dignity, and she laughs without fear of the days to be. Her children rise and call her blessed. Her works declare her faithfulness. A heart of wisdom,
him. Give her the honor her hands have sown. Let her deeds sing before his throne. She is clothed in strength and dignity, and she walks in divine serenity. Her children rise and call her blessing. Her works declare her righteousness. A vessel of grace, a heart that burns. The virtuous woman, her praise she's earned. Crowned with honor, robed in love, blessed by the favor of God above. From dawn to dusk, her soul proclaims glory to the Lord, forever his Dit is so mooi om deur al die foto's te kyk. Jy kan sien Tannie Joey se lewe was gevul met liefde en dit was vol. Daai foto's van haar hande wat sy van naby geneem word, is 'n getuienis dat haar hande ook vir niks verkeerd gestaan het nie. Sy was altyd reg, altyd bedien. En dankie vir elkeen, dankie vir elkeen wat ook deel is van haar lewe en net so gaan ek dan vra ook Stef dat jy ook vorentoe kom Stef en hy gaan ook vir ons bedankings vanoggend doen. Baie dankie. Môre almal. Familie het my net gevra dat ek die volgende bedankings moet doen. Black Eagle Emergency Medical Services. Dankie vir julle vinnige aankoms, vriendelikheid en die manier hoe julle ons moeders se mediese ondersoek gefinaliseer het. Martins Funeral Centurion, Kobus, baie dankie vir die manier hoe jy ons bygestaan het. Jy het ons moeder met respek en soveel waardigheid hanteer. La Rochelle, dankie vir jou vriendelikheid, jou bedagsaamheid, jou hulp en raad en al jou reëlings rondom ons moeder se gedenkdiens en verassing. Lanel, die begrafnispamflet, die groot ryker, die A1 canvas, die sakkie met die roosblare en 'n bossie rose vir ons moeder, het jy met geduld, vriendelikheid en liefde gereël. Dankie. 381 Clubview, Joe, dankie vir die prachtfoto van ons moeder en die hulp met die raam. Dit het so mooi gekom. Flower World in Atterbury Value Mart, die mandjies is perfek, kleurvol en so vrolik. Die blomme gee aan hierdie somberse dag vir ons 'n mooi nalatenskap van ons moeder. Baie dankie vir al julle moeite. Delmas Wes Familiekerk, Dominee Pieter Kotse. Dankie vir jou bereidwilligheid en die bedagsaamheid teenoor ons en ons moeder rakende die boodskap van vandag. Dankie vir die gebede en die hulp met die reëlings. Dankie vir hierdie kosbare kerkgebou waarin ons haar kon groet, die huis van die Here. En dankie ook vir vandag se treffende diens wat jy gelewer het. Pieter Smit, ek sien hoe ons moeder sit en luister na jou lied, In the Garden. Dankie vir die eervolle manier waarop wat jy God kon besing vir haar. Marlies, dankie vir die reëlings wat hierdie dag kon moontlik gemaak het vir ons. Dankie vir al jou liefde, omgee en vriendelikheid. Smiluki, Sylvia, heerlike eetgoed, soet en sout en ons moeder se gunsteling, die vlaakoek. Dankie vir jou bereidwilligheid en vriendelikheid. Nandi, toe jy ma jou skakel om hulp, was jy dadelik daar en het jy belangrike reëlings en oproepe gemaak.
Dankie Nandi vir die bystand, liefde en bereidwilligheid. Dankie ook vir die mooiste pamflet wat jy vir jou ouma se afsterwe saamgestel het. Tannie Enkie, blomme was ons moeder se grootste geskenk altyd. Tannie het ons moeder bederf vandag met 2 ongelooflike, vrolike, prachtblomme mandjies, spesiaal vir jou sussie. Dankie liefste Tannie Enkie, ons is baie lief vir jou. 'n Spesiale dankie aan Dot en Gerard. Na COVID het julle ingewillig sonder skroom dat ons moeder by julle aan huis kon kom woon. Dankie dat julle vir haar 'n laaste plek kon gee vir mooi herinneringe en waar sy veilig en geliefd gevoel het. Waar sy kon hartseer wees en vrolik wees. Dit was ook 'n plek waar julle haar bygestaan het deur die skete van oud word, soos sy altyd gesê het. Haar velkanker en toe die borskanker. Die knie wat nie wou loop nie en haar oë en ore. Ons almal kon altyd om haar wees en sy was gelukkig. Dankie uit die diepte van ons harte. En dan 'n spesiale dank aan Dot vir die liefde wat jy vir jou moeder gehad het en bystand wat jy aan haar gegee het. Jy was altyd daar vir haar en het haar met deernis bygestaan en versorg. Laastens, die mense wat vandag hier saam met ons is. Elkeen van julle het 'n ongelooflike reis en storie wat julle met moeder gedeel het in haar lewenstyd. Dankie dat julle hier is. Dankie dat julle op een of ander manier deel was van haar. Elkeen van julle is kosbaar vir ons, want julle het haar lewe ingekleur met baie stories en die mooiste herinneringe wat haar 'n vol lewe gegee het. Dankie dat julle lief was vir haar. Dankie vir julle gebede, julle opoffering, julle omgee vir haar en haar familie. As daar iemand is wat per ongeluk oorgeslaan is, vra ons nederig om verskoning. Elke bydrae wat gedoen is, word opreg waardeer. Maar baie dankie vir julle almal. Lekker dag. Baie dankie Stef. Ek gaan dan ook vra dat ons saam staan vir die seën en ons gaan dit so 'n bietjie anders doen as wat ons dit gewoonlik doen. Ek dink in hierdie oomblikke en in hierdie tye is dit nodig dat ons mekaar aanhou ondersteun, mekaar aanhou dra. So ek gaan vra dat almal wat agter sit asseblief vorentoe kom en rondom die familie kom staan. Kom ons wys daai liefde van dit aan die Joey, ook vanoggend vir die familie. Ons omring hulle, ons hou hulle hande hoog en dan seën ons hulle en ons seën ook mekaar vanoggend. So ek gaan vra, kom ons staan nader, kom ons omring hulle, kom ons kry 'n hand op 'n skouer en dan sê ons ook daarmee, maar ons sal julle hande aanhou hoog hou. Selfs hierna en selfs in die tyd van verlange wat ergens ook gaan voorlê. Dankie julle. So terwyl almal so staan, wil ek jou herinner, kom ons onthou Tannie Joey. Kom ons onthou haar gees. Kom ons onthou die feit dat sy vasgehou het aan die Here. Dat sy grondpaaie en teerpaaie omskep het. Kom ons onthou die high teas saam met haar. En kom ons vier die feit dat die Here vir ons 'n Spreuke 31 vrou geleen het vir 96 jaar. En dat sy nou veilig in sy arms is. So mag die Here jou seën. Mag hy jou herinner aan wie sy was en wie sy nou by hom is. Mag ons mekaar se arms hoog hou in die tye van verlange, in die moeilike, in die nag as die oproepe stil raak. En mag ons die familie dra in moeilike tye, in stil tye en ook mekaar as vriende. Ontvang die seën van die Here in die naam van Jesus Christus.
Amen. Amen. So kom hou asseblief nou direk hierna saam met ons high tea in die saal. En dankie dat jy vanoggend hier was. Mag die Here jou seën. As we turn